Hemelse Vader, wat 'n voorreg is dit nie om met ander boeties en sissies wat lief is vir U en lief is vir U woord, te kan aansit by die tafel wat U vir ons berei nie, Here. Hemelse Vader, soveel keer lees ons net die woord, ons pas dit ergens in ons skedule in, omdat ons voel ons behoort dit te doen. Maar Here, hoeveel keer, of nie genoeg nie, Vader, eet ons daardie woord. Hemelse Vader, ek dank U vir elke geleentheid wat U vir ons gee om aan te sit by die tafel wat U woord is en te kan kou aan wat U vir ons sê. Hemelse Vader, ek vra vir U dat U elkeen sal seën wat aan hierdie studie deelneem vanaand en waar ook al hierdie studie bereik, Here, mag U die toehoorders seën. Here, ek bid vir mense wat baie keer by ons aansluit, maar nie vanaand kan nie. U ken die omstandighede daar, ons Vader, en ek vra dat U sal genees en sal herstel in die kosbare naam van Jesus. Amen. OK, so ons is nog steeds by donderdag aand en Johannes gaan baie dieper in hierdie gedeelte in as die 4 ander sinoptiese evangelies, die dinge wat Johannes vir ons hierso skryf, hierdie spesifieke diskurs met die disippels, hierdie gesprek wat Jesus het met die disippels, is nie in die ander evangelies opgeteken nie, en tog is dit so kosbaar, en ek dank die Here dat Johannes dit vir ons neergeskryf het, dat hy gevoel het, dit is nodig dat dit gesê word. Nou, van Johannes 13 af, is nou die aand voor die kruisiging, en dit is vir my baie opmerklik hoe die kerngedagte in hierdie hele stuk, in hierdie hele gesprek wat Jesus het met die disippels, is sy liefde vir ons, en dan gee hy dit ook vir hulle so as 'n nuwe gebod, dat hulle mekaar moet lief hê, soos wat Jesus ons lief gehad het, soos wat hy ons lief het. En ek voel nog bietjie skuldig oor die naweek se goeters, jy weet, maar dis 'n ding waarop die Here besig is om my te challenge. Is jy lief vir jou broer soos wat ek vir hom lief is? Is jy lief vir jou suster, jou medegelowige, soos wat ek vir hulle lief is? Nou, in die vorige hoofstuk het ons nou gelees van die vertroosting wat Jesus vir die disippels aangebied het. So kom ons spring weg met hoofstuk 15. Jesus sê, ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook as julle nie in my bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal sy disippels wees. Soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad.
Bly in hierdie liefde van my. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die diensknegt nie weet wat sy heer doen nie. Maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat die Vader ook al in julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. Dit gebied ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. Ek gaan nou eers net tot so ver lees. Onthou julle so klompie weke gelede. Ek dink dit was hier by Johannes 9, Johannes 10 rond. Het Jesus geweldig die beeld van skape gebruik. En ek het vir julle 'n hele klomp goed gewys oor skape en bietjie vertel van skape. Nou weer eens gebruik Jesus hierso 'n beeld wat baie bekend was en die disippels het dit verstaan. Maar in die moderne tyd verstaan ons dit nie so goed nie. So ek wil julle 'n bietjie wys hoe werk hierdie wynstok en lood ding waarvan Jesus praat. Voel vry om in te val, Rudy. Ek het nie nou daai skermpie wat vir my wys as jy jou hand opsteek nie, so jy mag maar inchip, hoor. Okay, nou die gewone ou in hierdie tyd se ete was brood en wyn gewees. Nou die beginsel of die beeld wat Jesus hier gebruik was vir hulle gevolglik baie alledaags gewees. So kom ons kyk bietjie in die detail daarna. Hier het ek 'n foto van 'n wynstok en 'n lood. Nou daai stuk met die rooi blokkie op is die wynstok. En hier aan sy kan sien hy's hier aan die regterkant geënt en hier spruit die lood uit. Maar as jy nou na hierdie wynstok kyk, dit lyk eintlik soos 'n dooie stuk hout. Daar is niks groenigheid aan hom nie. Hy lyk actually redelik dood. Nou, as ons bietjie verder gaan, hier kan ons nou in bietjie meer detail sien wat die proses is. Dis nou weer eens hieronder het ons die wynstok of die term wat die wynbouers of die ouens gebruik is die rootstock. Okay. Nou kom ons kyk na die funksie van hierdie rootstock. Hy voorsien alles wat die lood nodig het om te oorleef. Voeding, water en immuniteit. Spesifiek immuniteit van siektes wat endemies mag wees tot 'n omgewing. Dit is die rootstock of die wynstok se werk om te sien dat daar kwaliteit voeding by hierdie lood kan uitkom en dat hy hom beskerm teen die siektes wat dalk in die grond is of wat endemies is tot die omgewing. Ek weet daar is 'n baie spesifieke siekte in druiwe. Ek kan nou nie sy naam onthou nie. Oom Marius sal dalk nou beter weet as ek. Phylloxera of so iets, ek weet nie. Maar 'n goeie wynstok beskerm die lote teen daardie siekte. En dan 'n verdere ding, 'n wynstok dra geen meer vrug van sy eie nie. Nou as ons bietjie na die boonste stuk van die prentjie kyk, dan sien ons nou die lote. Die term wat die ouens gebruik is die scions.
En daai woord beteken seuns, die seuns. Okay? En as jy so vinnig na hierdie prentjie kyk, wat is die loot se werk? Hy het net een funksie. Vrug dra. Die enigste funksie van 'n loot is om vrug te dra. Dis al wat hierdie loot doen. Ja, hy maak blare wat nou weer seker fotosinteer en nou weer ook nou voordelig is vir die wynstok, maar dis nie sy werk nie. Sy werk is om vrug te dra. Nou, ek gaan vir julle nog 'n foto wys van wynstokke waarop daar lote geënt is. Hier kan ons nou sien weer eens hier's 'n hele rits wynstokke waarop 'n loot geënt is en dis die loot se deel wat die werk dra. Hierdie stomp, hierdie wynstok lyk na 'n dooie stuk hout. Hy is nie dood nie, maar hy lyk redelik dood. Daar's nie eers 'n stukkie groenigheid aan hom nie. So onthou die wynstok dra geen meer vrug van sy eie nie. Ek dink eintlik dalk in wat gebeur in praktyk is ook die mense as daar enige uitlopers is op die wynstok, word dit afgebreek, maar ek dink na 'n paar jaar kry die wynstok die idee hy moenie meer blaartjies maak nie, so dan hou hy op. Nou hierso sien ons hoe lyk 'n loot wanneer die enting plaasvind. Nou hierdie loot is sagte groen kruitagtige hout. Hy het nog nie hard geword nie. Hy's nog sag en flexible. Okay? En wanneer hierdie loot, as hy eers afgesny is of as hy nie geënt word op 'n wynstok nie, het hy 0 kans op oorlewing. Hy sal doodgaan want hy's nie op 'n wortelstelsel wat hom kan onderhou nie. Nou as ons nou kyk na die proses van enting. Hier kan julle nou sien daar word die wynstok 'n stuk uit hom uitgesny en hier word die lootjie nou ingeplaas in hierdie stuk wat gesny is. En ek gaan 'n stelling maak hier en ek sal graag wil weet hoe julle dit sien. Maar enting vind nie plaas sonder 'n trauma aan beide die loot en die wynstok nie. Jesus, die wynstok, moes gekruisig word. Ons of die lote moet ons self verwyder van die wortelstelsel waarop ons voorheen gegroei het. Dis vir albei 'n traumatiese of daar is 'n trauma in betrokke en ekskuus as ek net kan teruggaan na een van die ander prentjies toe net 'n oomblik. Sien julle hierdie plek waar die ent plaasgevind het, word beskerm, hy word opgepas. Hy's uit 'n pleistertjie op. So ook ons verhouding met Jesus, ons moet hom oppas. Nick? Yes, Rudy. Ek besef nou nog 'n ding wat by my nou net opgekom het. Wat jy sê die loot het net een werk. As iets wat anders by my nou opgekom het. Ek glo hy het meer as een werk. Aha. Praat met my, dis hoekom ons hier is. Sy ander werk is om te groei. En sy ander werk is om nuwe lote ook te maak. Dit maak sin. Dit maak sin. Jy weet 'n goeie loot lewer nog lote wat weer geënt kan word op ander plekke op die wingerdstok. Sy. Okay, as ek aangaan met hierdie is ook 'n manier om te loot. Maar ek het hierdie foto toe ek na hierdie foto kyk, toe kom hierdie stuk van die teks by my op en dit verduidelik vir my 'n ding baie mooi.
bly in my soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Dit verduidelik vir my die prentjie mooi van jy moet in my wees en ek moet in jou wees. Is daar nog observasies oor hierdie idee van die loting voor ons gaan aangaan? Ek wou dit net graag daar buite sit want dit is vir my belangrik dat mense dit moet verstaan. Ek is net gou op soek na 'n Bybelvers wat ook by my opgekom het oor loting, nê. As ek dit dalk soek en ek kry dit en kan ek nou dit opbring. Jy is welkom, Boeta, asseblief, maak so. Okay, dankie. Ja, ek sal ook graag wil aanvul wat Rudy gesê het. Jy weet, die blare word gevorm byvoorbeeld. En die blare is sy bron van voeding ook, né? Dit is nie net vanuit die wortelstelsel nie, né? So die sondaglorofol en die fotosintese soos jy gesê het, né? Ja. En dan ook die blare voorsien koelte, dit is 'n temperatuur ook. Jy weet, daar's ook 'n temperatuurbeskerming in 'n sekere sin in die dag met die blare en so meer. En ja, dit is dit gee ook 'n vorm aan die boom en dit vertoon ook mooier. Jy weet, 'n boom sonder blare vertoon ook nie mooi nie. Jy weet, anders is dit net 'n droë ding. So daar's 'n hele klompie aspekte wat betrokke is. Maar net 'n paar gedagtes. Dankie oom Marius. Ouens, dit help my dit help my om die prentjie van die lote te verstaan. Om hierdie teks beter te verstaan. Nou, daar's 'n paar ander dinge wat ek wil uithaal uit hierdie teks uit. Vers 2 van die hoofstuk sê elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Nou dit klink baie beleefd in Afrikaans, maar as jy in Engels gaan kyk, dan sê hy every branch in me that does not bear fruit, he takes away, and every branch that does bear fruit, he prunes, that it might bear, or that it may bear, more fruit. Nou, ouens, ons almal weet wat beteken dit om te snoei. Maar ek dink nie dit is dis 'n lekker proses, 'n aangename proses van die plant om gesnoei te word nie. Nou David Paulsen in sy bespreking oor hierdie teks praat van as jy gaan kyk na 'n landbouer in die Midde-Ooste. Hy het twee goeters by hom. Hy het 'n mes of 'n snoeisker by hom waarmee hy snoei en hy het ook 'n skoffel by hom waarmee hy die grond skoon hou. Maar dit is nie die snoei wat maak dis nie net die snoei wat maak dat hierdie plant vrug voortbring nie. Dit is ook die verhouding wat hy het met die landbouer. En in vers 1 sê Jesus vir ons, God, die Vader, is die landbouer. As ons vorentoe gaan na vers 10 toe, sê Jesus, as julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. Nou, ek het weer 'n bietjie gaan kyk na die Grieks oor party van hierdie woorde en die eerste een van wat ek gaan kyk het is blydskap. En die woord in die Grieks daar is chara, wat 'n vrolikheid of 'n rustige genot en 'n rede tot verblyding is. En daai woord
volkome, is die woord plero, plural, plero, wat beteken tot boontoe vol, maksimaal, propvol, stampvol, die so vol soos wat dit kan wees. Nou, as hierdie blydskap waarvan Jesus praat, vrolikheid, 'n rustige genot of 'n rede tot verblyding is, ek wil dit hê. Ek wil dit meer hê, ek wil meer daarvan hê as wat ek reeds het. En 'n ander plek in die evangelies wat Jesus ook praat van hierdie stampvol, hierdie propvol, is in Lukas hoofstuk 6, waar hy vir ons sê, en julle moenie oordeel nie, dan sal julle nooit geoordeel word nie. Julle moenie veroordeel nie, dan sal julle nooit veroordeel word nie. Spreek vry en julle sal vrygespreek word. Gee en aan julle sal gegee word. 'n Goeie maat wat ingedruk en geskit en oorlopend is, sal hulle in jul skoot gee. Want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. Ek weet nie of enigiemand van julle ooit gelees het wat my about boodskapie in WhatsApp sê nie, maar ek lees dit graag vir julle. Is iets wat Moeder Teresa gesê het. Sy het gesê, when you judge people, you have no time to love them. Wanneer jy mense oordeel, het jy nie die tyd om vir hulle lief te wees nie. Ja, sy het baie spreekwoorde gehad en wat baie diep is, jy weet, en jy weet, en daar was sy het byvoorbeeld onder andere ook gesê, as jy as jy wil jou familie bou, hoe kan jy jou familie bou? Hy sê, gaan terug en gaan wees lief vir jou familie. Jy weet, in 'n oorlogstyd het sy dit gesê. So, jy weet, en ek dink, sy het ook die boodskap van liefde uitgedra, soos Johannes, jy weet, maar sy het dit werklik bewys. Nie dat Johannes nie, albei van hulle het dit werklik bewys, jy weet, maar sy het dit werklik in die praktyk gewys, jy weet, in oorlogstye. Ja, Moeder Teresa het van Albanië afgekom en dis 'n land wat oorlog geken het. Sy's gebore en het groot geword in Albanië voor sy in Calcutta gaan werk het. Of deesdae sê hulle Kolkata, nie meer Calcutta nie. Okay. Ek gaan aangaan na vers 15 toe, waar Jesus sê, ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die dienskneg nie weet wat sy Heer doen nie, maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Nou, ek wil bietjie praat oor hierdie twee woorde, 'n dienskneg en 'n vriend. Want as weer eens, ekskuus, ek was nou weer in die Grieks in, en daar's vir my 'n baie belangrike en 'n interessante ding volgens Strongs, wat 'n verskil is tussen hierdie twee goeters. Nou, die woord vir dienskneg is doulos, wat beteken 'n slaaf of 'n kneg, en dit is basies 'n persoon wat nie sy eie wil kan uitoefen nie. Teenoor die woord wat hy gebruik vir 'n vriend is philos. Ons het ander dag gepraat by die huweliksseminar oor Marius oor 3 soorte liefde, philos, agape en eros. Maar 'n philos, selfstandige naamwoord, is 'n nabye vriend, die best man,
wat namens die bruidegom om die bruid se hand vra en hom seremonieel verteenwoordig. Ja, die ander ene is eros, wat in werklikheid Wat 'n vleeslik. aantreklikheid is, né? Mhm. Jy Dis aangetrek. reg. Mhm. En dit is waar die naam erotiek van afgelei is, né? Dis reg. Van eros, so. En dan het ons soos jy reg gesê het, ook die agape liefde, wat God se liefde. En ek dink in 'n groot mate, ek dink die meerderheid van die tyd praat Johannes hier ook, en ook Jesus, oor die agape liefde. Die Gods liefde, jy weet. Maar hierdie is 'n baie belangrike gedeelte, die Philadelphia of die philos, en dit is naby vriend, om 'n goeie vriend te hê, jy weet, om vriendskap te hê. The best man, wat daar's ook plek vir so 'n tipe liefde, jy weet. Nick, Rudy. wat by my nou opkom is, daar's 'n ander persoon in die woord wat God ook hom sy vriend genoem het. En dit was Abraham. Abraham. En dit sit nou dinge 'n bietjie in 'n ander perspektief as jy nou vriend so verduidelik, né? Oor as jy nou dink aan Abraham en sy storie dan. Weet jy, Rudy, hierdie was vir my so mooi geweest toe ek dit gesien het. Hierdie betekenis van philos, die best man, 'n ou wat die bruidegom verteenwoordig. Dit is vir my baie groot, en dit sê Marius, toe oom hulle 50 jaar gelede getroud het, ek dink nie die best man was so groot of so belangrike ding soos wat dit vandag is nie, maar ek bedoel, Rudy, jy weet ook, jy weet, dis daai ou wat jou best man is op die dag van jou troue. Hing dis 'n ou vir wie jy lief is, ha? Ja, supposed to be. Okay, ek vriendskap is nie wat dit was nie. Nee, vriendskap, ek weet nie, die best man by my laaste troue, ek het kontak met hom verloor. Maar dis regtig waar, dis 'n wow ding om 'n best man te wees, of om iemand te vra om jou best man te wees. Ek weet nie hoe dit in daardie tyd was nie, maar ek bedoel, jy weet, weer eens, dat hy die bruid gaan vra om te trou en hom seremonieel verteenwoordig. Nou, ek wil dit bietjie vir ekskuus Rudy, ek gaan net gou hierdie punt maak. Okay? Is dit nie presies wat Jesus van ons verwag nie? Ons moet mense gaan vra om met hom te trou, om deel van die bruid te wees en hom verteenwoordig by die mense in die disippelskap en die leiding wat ons gee. Okay, Rudy, my punt is klaar. Praat asseblief, my maat. Nou, alright, nou neem dit nou in gedagte, nou met Abraham, nou met die best man, né? Hulle noem hom die vader van alle nasies, né? En deur sy geloof was hy geregverdig. En hy is basically die voorouder wat alles wat daarna gekom het, jy weet alhoewel Adam was belangrik geweest en so, maar jy weet die verbond was gemaak met Abraham. Dis reg. En as jy nou weet, en dit my die wielietjies nou net draai en ek weet nie lekker waar hy gaan my punt nie. So ek hoop jy verstaan wat ek probeer sê. Maar as jy dink aan daai van waar ek dink dit was huge wat God gesê het Abraham is my vriend. Of nee, ekskuus. Was dit nie Abraham wat ek dink dit is in Hebreërs of Petrus wat daai titel aan hom toe gegee word. Romeine. In Romeine, okay, yes. Ek verbeel my is Romeine, want ek sien nou Romeine 4 en Romeine 3 en 4 is omtrent net oor Abraham en hoe hy geregtig verklaar is deur sy geloof. Maar jy weet as jy dink van dit is, jy weet hy was die vader van alle nasies en daardeur het alles is geskied
na hom. Jy weet en soos ek sê, ek hoop jy verstaan, julle almal verstaan wat ek probeer hierso verduidelik nou. Maar dit is net amazing om daai soos nou wat jy nou verduidelik het, daai titel aan dit te sit en dan te imagine wat na dit gekom het dan. Maar dis wat ek wil sê. Dankie Boeta. Okay, as ons 'n bietjie verder gaan. Vers 10. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek in die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. En dan vers 17. Dit gebied ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. Nou, daardie woord, ekskuus, ons gaan weer bietjie Grieks toe, is 'n baie sterk woord. As ek jou gebied om iets te doen, wat beteken dit? Beveel. Okay, en is dit oop vir onderhandeling? Nee. Dit is nie onderhandelbaar nie, dis 'n baie sterk woord. En ook in die Grieks, die woord wat hy daar gebruik is entelomai. En dit kom van telos af, wat beteken die primêre punt. Dis amper 'n opdrag, jy weet. Dit is 'n ons praat in Afrikaans van jy het en gebied mense. Jy sjant hulle rond, jy gee vir hulle links en regs bevele. Maar die betekenis, daai entelomai, dis telos is 'n selfstandige naamwoord, maar entelomai is 'n werkwoord wat daarop gebaseer is. En daai telos beteken die kern, die primêre punt. En Jesus het vir ons baie opdragte gegee. Ek bedoel, ek het bietjie gaan soek vir opdragte wat Jesus gegee het, maar dis die enigste een wat hy sulke sterk, so is 'n sterk woord gebruik, soos ek gebied julle. Pragtig. Dit is die enigste een. Wees lief vir mekaar, dat julle mekaar moet lief hê. Okay. Voor ons aangaan na die volgende stuk van die hoofstuk toe, wat nou so half 'n bietjie 'n kontras skep met die eerste stuk. Is daar enige gedagtes wat julle vir my wil bysit? Ek het daai stukkie gekry nou in die van die inent. Ja. Dalk wil jy dit dalk lees? Jy lees mooier as ek. Okay, Rudy, sê vir my, waar is dit? Romeine 11 vers 7. Romeine, hou net vir my vas, ek net gou dit voor my kry. 11 vers 17, sorry, 11 vers 17. Net 'n oomblik. Ekskuus, ek moet dit nou op my selfoon kry. Romeine. Yes. Hierso praat Paulus van die olyfboom. Nou die bakolyfboom is Israel en die willowyfboom is die heidene. Aha. As jy dit in kennis, as jy hou dit nou maar net in gedagte as jy dit lees. Okay. Ek gaan van vers 16 af lees. En as die eerstelinge heilig is, dan die deeg ook. En as die wortel heilig is, dan die takke ook. Vers 17. En as sommige van die takke afgebreek is, en jy wat 'n wilde olyfboom was, onder hulle ingeënt is, en deel gekry het aan die wortel en die vettigheid van die olyfboom, moet dan nie teen die takke, vers 18, moet dan nie teen die takke roem nie. En as jy roem, dit is nie jy wat die wortel dra nie, maar die wortel vir jou. Vers 19, jy sal dan sê, die takke is afgebreek, sodat ek ingeënt kon word. Net iets anders oor enting. En oom Marius moet my dalk ook help hierso.
Maar ek weet jy kan byvoorbeeld verskillende enige sitrus omtrent, kan jy op enige ander sitrus ent. En jy kan enige druif op enige ander druif ent. Soos byvoorbeeld ek het gelees in Amerika veral ent hulle jou die wynbouers ent veral jou Cabernet en jou Franse variëntels. Ent hulle op 'n Zinfandel of so iets wat 'n geharde stok is vir daai omgewing. En die druiwe wat hy dra is Cabernet. Hy dra nie Zinfandel nie, hy dra Cabernet. So die loot is 'n Cabernet, maar die wynstok is Zinfandel byvoorbeeld. So ook as jy 'n suurlemoen gaan ent op 'n lemoenboom se stok, daai stukkie wat geënt is, gaan nog steeds suurlemoene dra. As ek nie 'n fout maak nie. Ek kan nou nie onthou waar kry hulle Minneolas nie. Hy kom ook op as ek nie 'n fout maak nie, Marius, dan sit ook iets wat geënt is op iets anders. Maar die punt is, die vrug word bepaal nie deur die wynstok nie, dit word bepaal deur die loot. Okay, kom ons gaan aan na die volgende stuk van die hoofstuk toe. Nou die toon van wat Jesus sê in die tweede helfte van hierdie in hoofstuk en in die volgende hoofstuk is ook bietjie die tone, die stemming is bietjie anders. Nou ek dink dit verduidelik dit self redelik goed, maar kom ons lees daardeur. Vanaf vers 18. As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou die woord wat ek vir julle gesê het, 'n dienskneg is nie groter as sy heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle jul ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle jul woord ook bewaar. Maar al hierdie dinge sal hulle aan julle doen ter wille van my naam, omdat hulle hom nie ken wat my gestuur het nie. As ek nie gekom het en met hulle gespreek het nie, sou hulle geen sonde hê nie. Maar nou het hulle geen verskoning vir hulle sonde nie. Wie my haat, haat ook my Vader. As ek nie die werke onder julle gedoen het wat niemand anders gedoen het nie, sou hulle geen sonde hê nie. Maar nou het hulle dit gesien en tog het hulle my sowel as my Vader gehaat. Maar die woord wat in hulle wet geskrywe is, moet vervul word. Hulle het my sonder oorsaak gehaat. Maar as die Trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. En julle getuig ook, omdat julle van die begin af met my is. Nou, ouens, ek dink hierdie stuk verduidelik homself eintlik baie goed. Maar die vraag wat ek vir julle vra, is hoe kon die wêreld Jesus haat? Is daar enige rede dat die wêreld Jesus sou gehaat het? En in die tweede plek, hoe ervaar elkeen van ons die wêreld se vervolging? Ek wil graag bietjie dit oopsit as 'n besprekingspunt. Ek dink nie elkeen van ons Rudy, ja, val weg, maat. Ja, so ek dink die groot ding met Jesus is hy het uitgekom met die waarheid. En die mense het gehou van hulle vleeslike leuns, as ons so wil stel, en die waarheid het kom seermaak. Hulle dis hoekom die stelling die waarheid maak seer, en daarvoor het hulle nou Jesus gehaat en vervolg vir die waarheid, jy weet. En
ek dink met my eie lewe wat ek jy weet vind is wat ek al gevind het is dat mense, jy weet ek sit nou 'n gesiggie voor en jy weet ek probeer 'n goeie Christen wees en ek probeer 'n voorbeeld wees en ek probeer vrug dra. En dan jy weet byvoorbeeld dan raak ek kwaad oor iets. En dan word daar vir my gesê, jy weet al baie vir my gesê, jy wat met jou Bybel in jou arm loop, nê. Jy weet net omdat ek dalk nog op baie stadium nog nie jy weet heilig genoeg was gewees, maar ek het probeer, jy weet ek het 'n journey waardeur ek gegaan het om te probeer 'n beter mens wees, om probeer om minder sonde te probeer om nie te vloek nie, probeer al daai goed probeer en dan nog steeds die evangelie te verkondig deur dit. En dan slip ek op net. Dan slip ek met 'n een ding op, nê. Ja, maar jy wat met jou Bybel in jou arm loop. Jy weet nou jy wat nou 'n kerkmens is. Jy weet dan word sulke goed voor my. Dit was so 3 maande laas jaar tydens so tussen 3 maande wat dit op 'n weeklikse basis in my gesig gegooi word. Jy jou kerkmens, jy wat met jou Bybel in jou arm loop. Jy weet en dan het ek net opgeslip met iets. Jy weet en jog, ek sê vir jou as jy wel in 'n posisie kom waar jy die woord wil verkondig of jy wil 'n beter mens wees en jy wil oor die Here praat, moet jy so versigtig wees hoe jy optree in die publiek en hoe en voor ander mense want jy word dopgehou. Jy word met 'n valkoog dopgehou. Jou verlede maak nie meer jy weet en dan jou verlede maak saak, maar wat ek bedoel is jy word nou ekstra gekruisig vir die klein foutjies wat jy maak. Net omdat jy nou, jy weet, opgeslip het en jy is nog nie waar jy moet wees nie. Maar dank die Here, jy is nie waar jy was nie. Maar ons weet dit. Ons weet dit. Ja, maar jy's 'n voorbeeld en soos ek sê daai woorde, jy weet 'n ou sê eendag vir my, ja, jy wat met jou Bybel in jou onder jou arm loop. Ek sê vir my ek het nie eers 'n blerrie Bybel nie, ek lees op my foon af. en ander was en daar was een keer was 'n besigheidsgesprek geweest en jy weet in die oud gesê jy noem jouself 'n kerkmens en so en ek sê en ek het vir hom gesê jy raak nou baie jy het verskriklik persoonlik geraak op daai stadium. Jy weet hy het van besigheid die koers van besigheid afgegaan en in my persoonlike lewe begin krap. Jy weet maar wat ek eendag toe vir iemand verduidelik het oor die lewe en sonde en al daai goeters is dat so nou ek en jy ry nou op hierdie pad en ek ry vandag 80 km/h want ek voel dis die spoedgrens, okay? Ek ry vir jaar lank daai 80 km/h op daai spesifieke pad. Môre sit hulle 'n bordjie op wat sê 60, nê. Ek kan nie meer langer 80 ry nie. Ek ry hom nou vir 'n jaar 80, maar nou weet ek hy 60. Ek weet dis nou 60 sone. So ek kan nie aanhou 80 ry nie want dan is dit die wetbreek. Jy weet ek moet nou 60. Ek het vir jaar lank weggekom daarmee en vir jaar lank het ek nie skuldig gevoel daaroor om 80 te ry nie, want ek het nie geweet dat dit verkeerd is om 80 te ry nie. Maar nou dat ek weet ek moet 60 ry, moet ek 60 ry. Ek kan nie aanhou 80 ry nie. Verstaan jy? So nou dat jy weet dat dit sonde is, nou dat jy weet dat dit teen die wet is om vinniger as daai 60 te ry, gaan jy 60 ry. As dit sin maak, wat ek probeer verduidelik. Rudy, ek wil nou teruggaan na wat jy gesê het van die ou wat praat van jy weet, wat jou nou in jou persoonlike lewe ingaan. Nou, weer eens, nou gaan ek 'n vraag vra, jy weet, en ek dink nie dit is 'n manier hoe ons onsself moet regverdig of verdedig in die wêreld nie. Maar vra jouself nou die vraag, kyk daardie ou na die loot of kyk hy na die vrug? Hy was nie besig om na die vrug te kyk wat jy dra nie. Okay, nou ek kan jou perspektief gee oor wat gebeur het, né?
so ek was in 'n leen betrokke, nê? Die een party het so gesê, ander party het so gesê en ek het so gesê, nê? En ek het die waarheid gepraat, nê? But I didn't have the facts to back me up. Verstaan jy? En toe was ek as 'n leenaar uitgemaak. En ek onthou vir 'n feit, ek het nie 'n leuen vertel nie. Maar ek het nie die persoon wat die leuen vertel het byvoorbeeld miskien 'n hoër autoriteit as ek gehad in die situasie en hy was geglo gewees. En ek was toe nie geglo nie. En toe ek toe nou beskuldig was dat ek 'n kerkmens so lieg. Verstaan jy? En toe sê ek vir hom, jy weet, dis basically dit gaan nie oor hierdie is 'n besigheidssaak. Jy weet, is net ek het nie die feite, ek het nie skrifbewys gehad om myself te bewys nie. Nie so ook het die ander party nie skrifbewyse gehad nie. Maar hulle autoriteit was net hoër as myne op daai situasie gewees. Ek sien nog 'n storie vertel. Okay. Nee, is ready beter. Maar ek hoor wat jy sê, maar die persoon was 'n jy weet 'n volharde heiden, jy weet hy glo niks nie. Hy het absoluut hy glo niks nie. En jy weet ek het baie keer met hom probeer woorddeel en so voort. En toe nou die eerste kans wat hy toe nog gehad het, alhoewel ek nie opgeslip het nie. En toe jy weet jou kerkmens, jy weet en ek voel hy het persoonlik geraak en dit was 'n besigheids, jy weet jy moet nie kom geloof praat as dit jou pas nie. Dit is as dit jou pas nie, verstaan jy? So hy was wel van, jy weet hy hoef my vrug was reg geweest, dit was net dit was my rug was teen die muur. Ek kon nie myself bewys nie. Ek wil ook terug graag Rudy verwys na The Remedy. Het jy hom al vir jou gaan aflaai? Nee, het jy my al gevra om te doen? Ek het actually, ja. Ek sal na die link, na die studie sal ek weer vir jou 'n link stuur na The Remedy. Maar ons moet 'n ding verstaan, hierso baie mooi verstaan. Die wêreld haat God. En die wêreld haat God se metodes. Dit is makliker om dinge te doen op die wêreldse manier en om te lewe in selfsug en The Remedy praat baie van God's methods en die klas van goeters. Dit is strydig met die wêreld. En ek dink een van die moeilikste dinge vir die wêreld om te verstaan is jy kan nie jy is nie die baas nie. Jy in 'n wêreld wat toe Adam en Eva gesondig het. Dit was eintlik op 'n manier die sonde wat hulle gepleeg het was om hulle self onafhanklik van God te verklaar. En ek weet nie soseer in die oosterse kulture nie, maar in die westerse kulture moet jy independent wees. Jy moet jou eie ding doen. En God sê vir ons, jy kan nie. Daar's 'n hoër authority as jouself en die wêreld haat dit. Nou, ek wil gou vinnig praat oor 5 strategieë oor hoe ons die haat van die wêreld kan hanteer. Ek wil net iets sê. Jesu Marius. As jy nou my kan hoor, ons het baie ons het vir oom. Ek is bly julle is terug. Daar's 'n skriftelike gedeelte wat sê, want hy wat godvrugtig wil lewe, sal vervolg word. Dis 'n gegewe. Ja. Met ander woorde, as jy vir die Here wil werk en van hom wil lewe, en jy wil vrug dra, né, dan gaan jy vervolg word. Dis 'n gegewe. Jy weet, ekskuus, ek het uitgelaat om dit te sê, ek dink een van die grootste wapens waarmee ons vervolg word, veral in die westerse wêreld, is ridicule. It's what you believe, it's ridiculous. And you are ridiculous to believe it. Ek is besig om navorsing te doen vir 'n lesing wat ek graag wil aanbied op 'n stadium. En ek praat onder andere
in die lesing oor 'n ou met die naam van Aleister Crowley. En hy het gesê dat dit kom daarop neer dat as jy die lerings van die Bybel gaan aanvaar, gaan jy mal word. Maar jy moet in die eerste plek mal wees om dit te wil aanvaar. Iets wat hy gesê het. So, ek wil gou kyk na 5 strategieë hoe ons die haat van die wêreld kan hanteer. En die eerste strategie is vergelding. Nou, jy weet, die wêreld sal jou kom aanvat vir jou geloof en jou op die regterwang klap en dan klap jy die wêreld op die regterwang. Of op die linkerwang, ek dink die teks sê op die linkerwang. Okay? En die wêreld hou nogal daarvan. Want 'n ou wat dit doen is net soos mense in die wêreld, tit for tat. So dit is nie 'n goeie strategie nie. Die tweede strategie wat ons kan gebruik is isolasie. Om onsself af te sny. En jouself toe te wikkel in 'n gemeenskapie van ander gelowige mense. Jy weet, of as dit dalk, jy weet, middagete is by die werk, dan gaan sit jy en jy lees jou Bybel terwyl die ander mense, jy weet, dis om nie te meng nie. En as jy gaan isoleer, dan kan jy nie jou lig laat skyn nie. Toe ek hierdie gelees het ek nogal baie gedink aan die Amish in Amerika. Hulle maak geslote gemeenskappe en hulle is heilig in hulle eie spasie. 'n derde strategie is aanpassing. Ek het 'n ander dag vir Rudy gesê van wat ek dink wat ek baie graag wou gehad het op 'n stadium is die beste van albei. Ek wil die beste hê wat die Here vir my kan gee, maar ek wil ook die beste hê wat die wêreld vir my kan gee. So wanneer jy in die wêreld is, dan leef jy net soos in die wêreld, en wanneer jy nie in die wêreld is nie en in 'n Christelike setup, dan lewe jy soos 'n Christen. So dis om soos 'n verkleermannetjie te wees. Jy pas in soos jy is, en ek kan vir julle sê dit werk ook nie. Paulus sê vir ons 'n paar dinge. Hy sê vir ons moenie aan hierdie wêreld gelyk word nie, maar laat jou gedagtes vernuwe. Op 'n ander plek sê hy, have no fellowship with the works of darkness, but rather expose them. Ons kan nie dit doen nie. 'n vierde strategie is verchristening. Jy praat met almal en alles asof hulle reeds Christene is. Hoeveel mense ken julle wat as kinders gedoop is? En hoe lewe hulle nou? Hoeveel mense wat begrawe word uit 'n kerk uit begrawe, en daar word gepreek jy die hoop op die ewige lewe en. Dis verchristening. Jy hanteer alles of dit reeds Christene is. Die laaste strategie wat ons het, dit maak dit vir jou baie draaglik. Dit maak dit vir jouself draaglik, maar ek dink van die waarheid. As daar 'n waarheid is en niemand glo dit nie, is dit nog steeds die waarheid. Net so met 'n leuen. As daar 'n leuen is en almal glo dit, is dit nog steeds 'n leuen. Die waarheid het nie nodig om geglo te word nie. Dit maak dit vir jouself baie draagliker in die wêreld as jy alles verchristen, maar dit help niemand nie. Niemand kom tot redding daardeur nie.
En die laaste strategie hoe ons die haat van die wêreld kan hanteer, is deur evangelisasie en getuienis. En dit op die einde van die dag, my mense, is wat Jesus gedoen het. Hy het geëvangeliseer en hy het getuig. En dit is wat al die verskil maak. Fluit, my storie is uit. Nick, ek hou nogal van daai wat jy nou gesê het van die vir Christen. Jy weet, en ek dink ek self is nogal skuldig daaraan om met mense te praat asof hulle weet waarvan ek praat, jy weet. En het gee my nogal iets om aan te dink. Dit maak Ja, 'n gedagte. Ja, Jesu Marius. Maar weet jy eintlik, ek dink in 'n groot mate gaan baie van ons deur ons lewens deur hierdie goed. Ons ervaar dit een of ander tyd. Of dit nou in watter gemeenskap is, en ek het dit gesien, ek het nou groot geword in die jy weet, in die tradisionele kerke en so meer, en nou ja, jy weet, die Suid-Afrikaanse opset is van so 'n aard dat jy weet, almal ken die evangelie in 'n groot mate, né? Ek praat van as Christene, né? Baie is die statistiek, die statistiek in Suid-Afrika is 83% van mense sê hulle is Christene. Ja, jy sien, dit is wat sê hulle is Christene. Jy sien, almal is nie Christene nie, maar so in 'n minder of meerdere mate ervaar ons almal deur ons lewe een of ander tyd in bepaalde omstandighede gaan ons deur hierdie goed. Maar weet jy, ek het maar net gesien in my lewe dat jy weet, as jy nie kan evangeliseer in 'n bepaalde omgewing, leef net die lewe uit. Leef Christus uit. Dat mense jou lewe kan sien. Yes. Jy weet, en gee hulle liefde. Jy weet. Want ek weet toe ek jong gered was, ek dink ek was in my vroeg 30 jare, ek kan nou nie presies meer onthou nie. Het ek baie keer gevind, dis moeilik om te gaan sit in 'n personeelkamer byvoorbeeld, en waar almal kerkchristene is, maar hulle verstaan nie redding nie, hulle het nie tot bekering gekom nie, hulle is godsdienstmense. En weet jy, dan vind jy dit moeilik. Ek het byvoorbeeld gevind dat ek moet, in daai tyd het ek half gevoel, ek wil liewer aan een kant gaan sit en drink my koppie koffie en lees 'n boek, jy weet, of eerder as wat jy in so 'n gespreksituasies, want dis godsdienstige mense, maar hulle vertel veel grappies en allerlei goeters, jy weet. So dit is 'n moeilike ding, jy weet, om as 'n kind van die Here in hierdie wêreld te wees. Maar aan die einde van die dag glo ek dat hy wat godvrugtig wil lewe, sal vervolg wees. En dan is daar 'n ander skrifgedeelte wat sê, laat julle lig so skyn in hierdie wêreld, dat hulle julle goeie werke kan sien, en die Vader wat in die hemel is, verheerlik kan word. En ek dink dis wat belangrik is, jy weet, en ek dink wat Johannes ook op klem het, ten spyte van al hierdie goeters en hierdie situasies en omstandighede, laat jou lig skyn. En sodat hulle julle goeie werke kan sien, en daardeur die Vader verheerlik kan word. Daar sê. Ek dink fellowship is ook baie belangrik, jy weet, hierdie klein groepies wat ons het en hierdie gesprekke wat ons so het, is baie belangrik om, jy weet, daai kos op te bou om sterk te kan wees om in die wêreld te kan ingaan en evangeliseer. Okay ouens, dankie dat julle bygewoon het. Indien jy op YouTube geluister het, ek hoop jy het iets daaruit gekry wat vir u stigtend was. Rudy, kan ek vir jou vra om vir ons af te sluit asseblief? Ja, ek het net gesukkel om die ding ge-unmute te kry, no problem. Daar sê.
Laat ons bid saam. Almagtige Hemelse Vader, dankie vir nog 'n dag wat ons saam gehad het, Here. Dankie dat ons die dag deurgekom het en dat ons by 'n nuwe aand uitkom waar ons lekker kan gaan rus, Vader, na die dag. Dankie Here vir die woord wat ons ontvang het vanaand. Here, ek vra dat U die naprediker sal wees van die woord en dat ons dit sal herkou, Here. Dat ons dag en nag daaroor sal dit oordink en oral waar ons môre gaan nog daaraan sal dink, Vader, dat ons hier kan deurwerk. Ek dink wat baie belangrik wat gesê was vanaand en ek dink baie van ons het baie geleer. Here, seën vir ons almal wat na die woord luister vanaand. Gaan saam met die res van die aand ons goeie nag rus kry. Vergewe asseblief ons sondes. Amen. Amen. Geseënd. Baie liefde vir almal. Baie dankie, lekker aand vir julle. Dankie. Bye bye. Bye. Goodbye.